In dieselfde asem moes daar iets vir die Angolese gegee word wat hulle vir hulle publiek kon wys. En ongelukkig het ons 3 tanks gehad, olifant tanks wat daar in 'n mynveld ingeloop het. En die tanks was herwinbaar en kon herwin word, maar daar was toe stilweg opdrag gegee om die 3 tanks te los. En dit was die troostprys vir die Angolese. En die van julle wat die slagvelde gaan besoek, gaan kyk, sal sien dat hierdie 3 tanks is tot vandag toe monumente van die sukses van die Angolese weermag. Want hulle eie wrake alles verwyder, maar hulle daai 3 Suid-Afrikaanse tanks daar by die Oorlogsmuseum net so in die veld laat staan, en daar's eintlik 'n roete uitgelê wat jy kan ry en na die geskiedenis van elkeen kan gaan kyk. Maar niemand het voorsien wat 30 jaar later gaan gebeur nie, toe die hele wêreld begin praat van Suid-Afrika het die oorlog in Angola teen Angola verloor, daar by Kwitekwanewal, Angola, en dan hulle hulp, die Kibane en die raadgewers uit Rusland uit. En selfs vandag in Suid-Afrika, in ons huidige herskryfde geskiedenis, vind ons dat dit inderdaad vandag beskou word as 'n ou Suid-Afrikaanse weermag verloor en is 'n oorwinning gewees vir Angola en hulle vriende, wat dan die ANC en Umkhonto we Sizwe insluit. So is 'n verdraaide gedeelte van die geskiedenis, want Suid-Afrika het onomwonde daardie gevegte by Kwitekwanewal suksesvol gedoen en het die oorwinning behaal.